Goeiemôre broeders en susters, baie welkom by vanmôre se erediens, Sondag 19 Julie, en dit is die 7de Sondag in die Koninkrykstyd. Vanmôre se prediking handel dan ook oor die Koninkryk van God. Psalmdigter van Psalm 99 sê, die Here regeer, die volke erken bewend sy gesag. Hy troon oor die gerubs, die aarde sidder van ontzag. Groot is die Here, hy wat in Sion is, hoog verhewe bo al die volke. Hulle moet u groot en gevreesde naam prys. U is heilig. Geliefdes, genade vir u en vrede van God ons Vader, van Jesus Christus die Here en van die Heilige Gees. Amen. Kom ons sing vanmôre as ons lofsang Psalm 100, waarin ons ook die Here loof en prys. Juich almal tot Gods lof en eer, kom dien met blydskap God die Heer, kom met gejubel voor hom saam, en dank en loof hom prys sy naam. Erken die God en sy gesag, hy hou oor ons sy kudde wag. Laat ons as volk die Heer aanbid, hy het ons gemaak as sy besit. Gaan by sy tempel en sing, en bring jou dank met jubeling. Sy goedheid, liefde en sy trouw, sal hy vir altyd onderhou. Kom ons lees vanmôre Psalm 100 vers 1 tot 5 as die wet van die Here. Die opskrif is: dien die Here met blydskap. Juig tot eer van die Here almal op aarde. Dien die Here met blydskap. Kom voor hom met gejubel. Erken dat die Here God is. Hy het ons gemaak en ons is syne. Ons is sy volk, sy eie kudde. Gaan sy poorte binne met dankliedere, sy tempel met lofsange. Dank hom, prys sy naam, want die Here is goed. Aan sy liefde is daar geen einde nie. Sy trou duur van geslag tot geslag. Broeders en susters, as ons hierdie woorde lees en ons dink oor ons lewe in hierdie tyd waarin ons leef, dan moet ons erken dat selfs ons diens aan die Here sonder blydskap en vreugde is in hierdie tyd. Die druk van die wêreld rondom ons beïnvloed ons hele lewe. Daar is min blydskap. Ons het nie rede om te jubel nie. Ons sing nie eintlik meer dankliedere en lofsange nie. Ja, ons sien ook nie die goedheid van die Here raak nie. En daarom dan vanmôre hierdie gedeelte as voorskrif. Ons moet die Here met blydskap en met vreugde dien, want hy is goed, ook in hierdie tyd. Aan sy liefde is daar geen einde nie, dit maak nie saak wat my omstandighede is nie, want sy trou duur van geslag tot geslag. Kom ons dien die Here met blydskap, dan sal ons lewe waarskynlik ook anders daaruit sien. Kom ons bid saam. Vader in die hemel, vanmôre wil ons jubel en juig omdat U vir ons goed is en omdat U 'n nuwe dag aan ons lewens toegevoeg het. Ons wil 'n lofsang sing, Here, omdat U goedheid oor ons uitgestort is en uitgestort word.
elke dag van ons lewe. Dankie dat ons dit ook in hierdie moeilike tyd van die wêreldse geskiedenis kan beleef en ervaar. Niks kan ons van u liefde skei nie. Mag ons met oop oë deur die lewe gaan en u genade raak sien. Mag ons u liefde beleef en ervaar in die kleinste dingetjies wat op ons pad mag gebeur. Maar bo alles, Here, mag ons u liefde uitdeel en uitleef teenoor ander wat soveel minder het as ons. Dankie dat ons vanmôre saam kan wees rondom u woord. Inspireer ons deur die kragvolle werking van die Gees, om ook iets van die koninkryk van die hemel te beleef en te ervaar. Maar Here, bo alles ook, iets van die koninkryk van die hemel sigbaar te maak, daar waar ons leef en werk. Dankie dat ons vir mekaar kan bid, vir mense se nood, vir die krisis waarmee die wêreld worstel. Here, ons weet, elke ding het sy vaste tyd. Ons glo, u sal uitkoms bring. Maar ons bid, Here, mag dit spoedig wees, want mense kry swaar. Die gemeenskap sukkel. Die kerk worstel met nuwe vrae. Ontferm u oor ons, Here, en wees ons genadig, in die naam van Jesus Christus, ons Here. Amen. Broeders en susters, uit die woord van die Here lees ons vanmôre 2 gedeeltes in die Matteus Evangelie, wat oor die koninkryk van God handel. Ons lees eers Matteus 5 vers 1 tot 10, en daarna lees ons Matteus 13 vers 31 tot 33. Matteus 5 vers 1 tot 10, dit is die inleidingsgedeelte van die bergrede van Jesus, wat strek van Matteus 5 tot by aan die einde van Matteus 7. Toe Jesus die menigte mense sien, het hy teen die berg opgegaan. Nadat hy gaan sit het, het sy disippels na hom toe gekom, en hy het hulle geleer en gesê, geseënd is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Geseënd is die wat treur, want hulle sal vertroos word. Geseënd is die sagmoediges, want hulle sal die nuwe aarde ontvang. Geseënd is die wat honger en dors na wat reg is, want hulle sal versadig word. Geseënd is die wat barmhartig is, want aan hulle sal barmhartigheid bewys word. Geseënd is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. Geseënd is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Geseënd is die wat vervolg word omdat hulle doen wat reg is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Tot sover in Matteus 5. En dan in Matteus 13 by vers 31. Hy het nog 'n gelykenis aan hulle voorgehou en gesê, die koninkryk van die hemel is soos 'n mosterdsaadjie wat iemand gevat en in sy land geplant het. Dit is die kleinste van alle soort saad. Maar as dit uitgegroei het, is dit groter as die tuinplante en word dit 'n boom, sodat die voëls in sy takke kom nes maak. Hy het hulle nog 'n gelykenis vertel. Die koninkryk van die hemel is soos suurdeeg, wat 'n vrou gevat en in 'n groot skottel meel ingewerk het, totdat dit heeltemal deursuur was. Broeders en susters, daar eindig ons skriflesing vanmôre. Gelukkig is ons as ons die woord van die Here hoor, dit glo en ook elke dag daarvolgens lewe. Broeders en susters, ons preektema vanmôre is die koninkryk van God. Jesus se eerste preek na sy versoeking in die woestyn begin volgens Markus 1 vers 15 met die woorde: die tyd het aangebreek en die koninkryk van God het naby gekom. Bekeer julle en glo die evangelie.
Die Koninkryk van God is een van die belangrikste temas in die evangelies. Ons lees in Matteus 13 ten minste 6 keer van verwysings na die Koninkryk van God of die Koninkryk van die hemel. Want dit was die inhoud van Jesus se prediking. Hy het die mense van sy tyd oor God se nuwe wêreld kom leer. Die bergrede strek van Matteus 5 tot aan die einde van Matteus 7. En dit handel oor die lewe in die Koninkryk van God. Jesus gebruik voorbeelde uit sy eie tyd om hierdie nuwe Koninkryk wat aangebreek het, vir die mense van sy tyd te verduidelik. En as Jesus dan in Matteus 6 sy disippels leer om te bid, dan begin die Onse Vader gebed met die woorde: Ons Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. Laat u Koninkryk kom. Laat u wil ook op die aarde geskied, net soos in die hemel. Maar hoe verstaan ek en jy vandag hierdie begrip Koninkryk van God? Wat beteken dit vir ons? Waar is hierdie Koninkryk? Hoe word ek deel daarvan? Is hierdie Koninkryk 'n werklikheid? Of is dit iets wat eers eendag ver in die toekoms 'n werklikheid gaan word? Dis 'n klomp vrae, maar dis die vrae wat ons vra. En as ons nie verstaan wat Jesus bedoel het met die begrip die Koninkryk van God nie, sal ons altyd bly soek na iets wat ons ontwyk. En ons sal waarskynlik nooit die lewe op aarde ervaar soos wat Jesus dit bedoel het om te wees nie. In Jesus se tyd het die mense verskillende idees gehad oor die Koninkryk van God. Die Fariseërs het geglo dat die Koninkryk van God 'n politieke ryk sou wees, vry van Romeinse oorheersing. Die skrifgeleerdes het geglo dat die Koninkryk van God net deur die onderhouding van die wet van Moses 'n werklikheid sou kon word. Die Romeine was bang dat Jesus 'n nuwe aardse ryk sou kom vestig, wat die gesag van die keiser sou ondermyn. Maar Jesus kom leer die mense van sy tyd dat die Koninkryk van God tussen hulle is. Hulle moet dit raak sien, ontvang, binnegaan, verkondig en daarin lewe met woord en daad. Maar net soos wat hulle gesukkel het om dit te verstaan, sukkel ons ook nog vandag om die Koninkryk van God te verstaan en dit self te beleef en ervaar. Want vir baie van ons is die Koninkryk van God waarskynlik iets wat eers in die lewe na die dood 'n werklikheid kan wees. Vir party mense is die Koninkryk dalk iets wat jy net kan verdien deur 'n goeie lewe en dat dit eendag jou beloning vir jou aardse lewe sal wees. Maar Jesus het die Koninkryk van God anders bedoel en anders geleef. Die inleidingswoorde van die bergrede gee vir ons so baie goeie aanduiding van hoe Jesus die Koninkryk van God verstaan het en hoe 'n mens daaraan kan deel kry. Die skrifgedeelte het begin met die woorde: Geseënd is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want aan hulle behoort die Koninkryk van God. Jesus gaan dan verder en sê, die Koninkryk behoort aan hulle wat treur en sagmoedig is, die wat honger en dors na wat reg is, die wat barmhartig en rein van hart is. Die Koninkryk behoort aan die vredemakers en die wat vervolg word. Jesus sê, geseënd is hulle wat koninkrykswerk doen, want hulle sal die Koninkryk van God beleef. Broers en susters, die Koninkryk van God is daar waar die heerskappy van God sigbaar word, soos wat Jesus Christus dit sigbaar gemaak en self geleef het. Die Koninkryk van God is daar waar die heerskappy en die koningskap van God
in alle aspekte van die lewe erken en uitgeleef word. Ja, die koninkryk van God is daar waar God se wil in mense se lewens triomfeer. God se koninkryk is daar waar sy wil op aarde geskied. En dis die opdrag en die uitdaging vandag vir ons as gelowiges. Dis die opdrag aan die kerk. Laat die wil van God triomfeer in die wêreld, want daar waar God se wil triomfeer, daar word die koninkryk van God sigbaar en 'n werklikheid. Daar word dit selfs 'n werklikheid in die lewe van mense wat God nie ken of erken of self binne sy koninkryk leef nie. Die koninkryk van God kan nie verdien word nie. Ons as mense kan ook nie die koninkryk van God laat aanbreek nie. Ons kan net die koninkryk van God ontvang en dit sigbaar maak. En ons maak dit nie sigbaar deur noodwendig groot en opspraakwekkende dinge te doen nie, maar klein dingetjies. Want Jesus sê selfs die kleinste mosterdsaadjie groei tot 'n groot boom. 'n Klein bietjie suurdeeg wat in 'n groot skottel meel ingeknie word, laat al die deeg rys. 'n eenvoudige daad van liefde maak God se koninkryk sigbaar. En daarom sê Jesus in Matteus 25, die koninkryk word sigbaar waar sy volgelinge vir mense wat honger en dors is, iets gee om te eet of te drink. Sy koninkryk word 'n werklikheid daar waar vreemdelinge gehuisves word en mense sonder klere geklee word, waar siekes verpleeg en gevangenes besoek word. Koninkryk van God is daar waar mense klein dingetjies vir mekaar doen in navolging van Jesus Christus. En nou is die vraag, broeders en susters, hoeveel geleenthede het ek en jy as disippels van die Here nie in hierdie tyd waarin ons nou bevind, in die inperking en swaar kry in mense se lewens, om die koninkryk van God sigbaar te maak nie. En dan nie net in familie en vriende en medelidmate se lewens nie, maar in alle mense wat ons pad kruis se lewens. En dit is so nodig in die wêreld van ons tyd, dat ons as Christene hierdie koninkryk moet sigbaar maak. Want die werklikheid is, dat die wêreld in die verkeerde rigting beweeg. In plaas daarvan dat ons vir mekaar omgee, mekaar liefhet, gaan dit al meer oor die eie ek, as oor God, wat regeer. Ons sien die laaste tyd al meer en meer, hoe mense van verskillende rasse en godsdienste en leefwyses teenoor mekaar staan, mekaar verneder en mekaar vertrap. Party mense sê, Black Lives Matter. Ander mense sê, White Lives Matter. Daar's mense wat sê, Farmers Lives Matter. Maar die woord van God sê, All Lives Matter. Want Johannes 3 vers 16 sê, God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, vir al die mense van die wêreld. Nie net vir die met wie ek gemaklik is, of met wie ek saamstem, of saam met wie ek kan praat nie. In God se koninkryk is plek vir alle mense wat in die voetspore van Jesus Christus leef en God se wil doen. Maar hoe doen ons dit vandag? Hoe kan ek as mens die koninkryk van God sigbaar maak? In ons eie tyd, so ons dalk in die woorde van ons skrifgedeeltes vanmôre kon sê, die koninkryk van die hemel is soos 'n wyse man of vrou wat hulle kennis en geleerdheid in diens stel van mense wat opleiding nodig het. Die koninkryk van God
is soos 'n gemeente wat mense leer van God se liefde vir alle mense, ongeag wie hulle is, arm of ryk, liggaamlik of geestelik gestrem of normaal, bejaard of kind. Ons sal kan sê, die koninkryk van die hemel is soos 'n groepie mense wat saam Bybelstudie doen en dan besluit om 'n verskil te maak in die gemeenskap waarin hulle leef en begin uitreik oor grense heen na die mense in hulle omgewing, na die vreemdes, na nuwe intrekkers, na mense wat hulle nie ken nie. Die koninkryk van die hemel, broeders en susters, word sigbaar wanneer 'n man of 'n vrou of 'n kind, iemand wat hartseer is, troos, voorsien in die nood van iemand anders, omgee vir mense in 'n tyd van swaar kry. Paulus skryf in 1 Korintiërs 4 vers 20 vir die gelowiges in Korinte, die koninkryk van God is immers nie 'n saak van praatjies nie, maar van krag. Wanneer ons as gelowiges iets van die koninkryk van God verstaan, sal ons ophou praat en vergaderings hou en planne maak hoe om van hierdie wêreld 'n beter plek te maak. Dan sal ons onder die leiding van en met die krag van die Heilige Gees die vreemdheid van die koninkryk van God in die wêreld leef en sigbaar maak deur in die voetspore van Jesus Christus nuut en anders te leef. Want die koninkryk van die hemel word hier en nou sigbaar waar die liefde van God prakties uitgeleef word deur sy kinders en deur sy mense. Ons kan dit doen deur uit te reik, om te gee, lief te hê, te besoek, te versorg, te klee, respek te betoon aan elkeen wat ons pad kruis. En elke mosterdsaadjie wat ons in iemand anders se lewe saai, kan groei tot 'n groot boom. En ons liefde sal mense se lewens deursuur, want God verander mense se harte. Ja, dit is so. Die wederkoms van God sal met die koninkryk van God sal met die wederkoms van Jesus Christus ten volle geopenbaar word. Maar ons kan nou reeds iets van hierdie koninkryk sigbaar maak deur God se wil in ons eie lewens en in die wêreld te laat triomfeer. Die koninkryk van God is nie 'n saak van praatjies nie, maar van krag. Amen. Kom ons bid saam. Here, baie dankie vir die woord. En dat die woord so duidelik tot ons spreek. En dat die woord vir ons leer hoe om te lewe. Dankie dat Jesus Christus vir ons kom wys het, dit is moontlik om jou vyande lief te hê. Dit is ons roeping om oor grense heen uit te reik. Dit is 'n voorreg om in iemand anders se lewe die saad van die evangelie van die liefde van God te saai, sodat U dit kan laat groei deur die kragvolle werking van die Gees. Lei ons deur die Gees, Here, dat ons in hierdie tyd waarin ons leef, juis dit sal doen in 'n wêreld wat soek na waarheid, wat soek na sin en betekenis, na 'n wêreld wat nie weet hoe 'n koninkrykslewe behoort te lyk nie. Dit is nie altyd vir ons maklik nie, Here, want ons kyk maar na onsself, ons beskerm ons eie belange. Maar lei ons deur die Gees om soos Jesus Christus onsself op te offer, ons kruis op te neem en te volg op die pad na die kruis toe, want dit is waar die oorwinning behaal is. Daar waar Jesus Christus sy lewe vir sondaars gegee het,
Daar het u koninkryk ook vir ons aangebreek. En daarom kan ons ook vir u sê, Vader, wees ons genadig. Wees met ons in die week wat voorlê, Here. Lei ons deur die Gees om met die krag wat u vir ons gee, ons roeping te vervul, daar waar ons leef en werk. Maar mag ons bo alles ook ons roeping as koninkrykskinders vervul, deur daar waar ons beweeg, die lewe van die koninkryk sigbaar te maak. Voorsien vir ons in ons nood, hou ons vas in die liefde, maar mag ons bo alles uit die oorvloed wat u gee, deel en uitdeel, sodat u koninkryk in hierdie wêreld al meer kan sigbaar word, en mense kan weet en sien, Jesus Christus leef in ons en deur ons, ook in die wêreld van vandag. Ons kan dit nie in eie krag doen nie. Daarom bid ons, Here, wees ons genadig en versterk ons deur die krag van die Heilige Gees. Waar ons tekortskiet en ongehoorsaam is, bid ons om vergifnis, Here, maar vra ons ook dat die krag van die Gees ons al meer en meer sal verander en vernuwe, om te leef soos wat Jesus Christus ons kom leer het. Ons bid dit alles in sy naam. Amen. Kom ons bely vanmôre ons geloof met die woorde van die geloofsbelijdenis van Nicea. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van die hemel en die aarde en van alle sienlike en onsienlike dinge. En in een Heer Jesus Christus, die eniggebore Seun van God, gebore uit die Vader voor alle tye, God uit God, lig uit lig, waaragtige God uit waaragtige God, verwek, nie gemaak nie. Een in wese met die Vader, deur wie alle dinge ontstaan het, wat terwille van ons, die mense, en terwille van ons saligheid neergedaal het uit die hemel, vlees geword het deur die Heilige Gees uit die Maagd Maria, en mens geword het, wat selfs vir ons gekruisig is onder Pontius Pilatus, gelei het en begrawe is, en op die 3de dag weer opgestaan het volgens die skrifte, wat opgevaar het na die hemel en wat sit aan die regterhand van God die Vader, wat weer sal kom met heerlikheid om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het, wie se koningsheerskappy geen einde sal hê nie. En in die Heilige Gees, die Heer en lewendmaker, wat van die Vader en die Seun uitgaan, wat saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik moet word, wat gespreek het deur die heilige profete. Ons glo een heilige algemene kerk, gegrond op die leer van die apostels. Ons bely een doop tot vergifnis van sondes. Ons verwag die opstanding van die ontslapenis en die lewe van die toekomstige eeu. Amen. Ons slotsang, broeders en susters, is gesang 488 en ons sing al die strofes van hierdie lied. Want in hierdie lied sing ons helder skyn u lig vir die nasies. En dan is dit ons wens, mag u lig, Heer, deur ons skyn. Mag u lof, Heer, deur ons klink. Mag u troos, Heer, deur ons bied. Mag u hoop, Heer, deur ons gee. En in die laaste strofe, laat u ryk, Heer, deur ons kom. Kom ons sing gesang 488 as ons slotsang. Helder skyn u lig vir die nasies, 'n vreugdeglans om die mense te verlig, tot die hele wêreld kan sien, U is die lig. Mag U lig
Ontvang nou die seën van die Here. Die genade van die opgestane en lewende Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die nuutskeppende krag van die Heilige Gees sal by en met ons wees. Amen. Broeders en susters, ons staan by die derde kwartaal van die jaar. En soos dit ons gebruik is, gaan ons ook in hierdie jaar se derde kwartaal met 'n preek en Bybelstudiereeks aandag gee aan 'n bepaalde tema. En die tema van die reeks waarmee ons volgende Sondag begin, is God se asem tussen bladsye. En dit handel dan oor die Bybel as die woord van God. Die gedagte is ook dat dit in hierdie jaar plaasvind waar die Bybelgenootskap van Suid-Afrika as viering van hulle 200ste bestaansjaar 'n nuwe direkte vertaling van die Bybel in Afrikaans sal uitgee. In hierdie reeks waarmee ons volgende Sondag begin, is daar 6 temas waaraan ons aandag gee en ons begin volgende Sondag met die tema wanneer God fluister. En dit handel oor die inspirasie van die Bybel en die feit dat die Bybel gesagvol en betroubaar is. Die ander temas is om God te Google, asem in, asem uit, om te boer in die Bybel, speeltjie, speeltjie in my hand, en kweek die regte aptyd. 6 verskillende temas wat ons sal aanspreek in ons eredienste oor die volgende 6 weke. Dominee Gert sal in die week vir die inligting gee oor die Bybelstudiemateriaal as u dit sou wou bekom, of oor hoe ons dit kan hanteer in hierdie tyd van elektroniese kommunikasie en elektroniese eredienste. Sodra ons dit agter mekaar het, sal u daardie inligting kry oor hoe u aan hierdie preekreeks en die Bybelstudie kan deelneem. Maar ons sien baie uit daarna en ons hoop dat u dit ook interessant en leersaam sal vind as ons 'n bietjie praat oor God se asem tussen bladsye. Mag jy 'n geseënde week hê en mag u beleef en ervaar dat die Here vir ons goed is en mag ons iets van die koninkryk sigbaar maak daar waar ons leef en werk. Gaan heen in vrede.